Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën, so by die oordeenking waarmee ons tans besig is, wat handel oor ons denke, ons gedagtes. Ek het vir julle gister gesê, vriende, dat die gemiddelde mens so tussen 60 en 80.000 gedagtes per dag bedink. Vir u gesê, dit is so tussen 2500 en 3000 per uur. En as ons dit nou verder opbreek, so tussen 40 en 50 gedagtes per minuut. Ek het vir u baie duidelik gesê, as ons gedagtes nie beheer gaan word deur die woord van God nie, sal dit gedagtes wees wat met boosheid gevul word en wat ook ons optrede en ons hele lewensgang sal bepaal. Daarom sê die Bybel vir ons in Romeine 12 dat die Here ons gedagtes en die wyse waarop ons dink dan moet verander, vernuwe, en hy doen dit deur sy wonderlike woord. En daarom gaan ons vanmôre verder aangaan met hierdie studie uit Filippense 4 vers 8 en ons gaan vir u bietjie lees wat daar staan. U sal onthou, ons het begin deur vir u te sê, die apostel Paulus sê verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deeg en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En kom ons kyk vanmôre bietjie na hierdie eerste gedagte, dat ons sal bedink alles wat waar is. Nou vriende, as ons kyk na die gedagte van verder, my broeders, as die apostel Paulus sê, verder my broeders, beteken dit finally, dit dui op dat Paulus nou by 'n klimaks van sy boodskap uitkom, in hierdie brief aan die gemeente in Filippi. En die doel is om aan hulle geestelike stabiliteit in hulle lewe te gee. As hy sê, verder my broeders, alles wat waar is, sê hy, finally my brethren, alles wat waar is. Met ander woorde, hy kom nou by hierdie samevatting, hierdie gevolgtrekking uit, hierdie boodskap wat hy vir hulle gepreek het, kom by hierdie hoogtepunt uit om vir hulle te sê, luister, nou wil ek vir julle sê, dat as julle denke nie met die waarheid wat ek aan julle verkondig het, gevul gaan word nie, gaan die res van julle lewe eintlik sinneloos wees. En dan sê hy vir hulle, dat hierdie dinge wat julle moet bedink in die eerste plek moet waar wees. Hierdie Griekse woordjie dui op om die waarheid lief te hê, om die waarheid te praat, om hierdie dinge wat waar is, wat eie is aan God se woord, te omhels, om die waarheid van die woord as die hoogste prioriteit in my lewe te sien. Nou vriende, die vraag word deur die eeue gevra, nou wat is waarheid? U sal onthou daar in Johannes 18:37 staan die Here Jesus voor Pilatus. U sal onthou dis sy verhoor, hy sal dan gekruisig word, direk na hierdie verhoor. Maar Pilatus sê toe vir Jesus, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord hom, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. En Paulus of Pilatus antwoord en sê vir die Here Jesus, wat is waarheid? En ag vriende, dit is my so interessant is, dat Pilatus hierdie vraag vir Jesus vra, terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, dat waarheid is gesetel in die Here Jesus Christus. Dis vir my eintlik so aangrypend as ek daaraan dink, dat die Seun van God wat mens kon word het, staan voor Pilatus, en hy sê, ek het gekom om van die waarheid te getuig, van myself te getuig, van my heerlikheid te getuig, van my heiligheid te getuig. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En die Bybel leer vir ons, dat Pilatus nooit by hierdie waarheid uitgekom het nie. As ons gaan kyk en ons doen 'n studie van die skrif, en ons dink oor wat die apostel Paulus sê, bedink alles wat waar is, dan sien ons wat Jesus sê in Johannes 14 vers 6. Hy sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. In Johannes 17 vers 17 bid die Here Jesus en hy sê, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. So vriende, as die apostel Paulus sê, bedink alles wat waar is, moet ons besef, dat waarheid is gesetel in die persoon van Jesus Christus, en ons leer daarvan in die Bybel, die woord van God. Met ander woorde, as hy sê alles wat waar is, wat moet ons daarmee doen? Ons moet dit bedink. Die Engels sê ons moet dwell on these things. Daar moet tyd wees waar ons gedagtes gevangene neem en sê, Here, nou wil ek dink oor u persoon, oor u karakter, oor u wese, oor u heiligheid, oor u waarheid, oor wie u is, oor wat u kom doen het terwyl u op aarde is, sodat dit my denke, my optrede, my gedagtes en alles kan vul en verander. Baie interessant is, as die apostel Paulus sê, bedink alles wat waar is, staan dit in die imperatiewe vorm. Met ander woorde, die kind van die Here kry die opdrag om die waarhede soos opgeteken in die woord van die Here te bedink, te oordink, te bepeins, en weer daaroor dink, en aanhoudend
daaroor te dink. Jy sien, die gedagte is vir my so duidelik, dat soos ons dink, so tree ons op. En vriende, die gedagte van bedink is letterlik om te bepeins, om daaroor te broei, die implikasie daarvan te bereken, te mediteer daaroor. En dan praat ons nie van 'n oosterse meditasie nie, maar om werklik tyd te neem om stil te word, om te dink. Ek sê dikwels vir mense, lyk vir my stilheid en stilte is mense se vyand. Mense wil heeltyd lawaai in hulle ore hê, dan moet heeltyd iets wees wat bler in die agtergrond, hulle moet heeltyd op die televisie, op hulle rekenaar, op die selfoon of iets wees, en so steel die duiwel van ons die tyd weg om te dink oor die regte dinge. Daarom sien ons soveel hartseer, soveel egskeidings, soveel hoerery, onreinheid, bedrog, leuns, boosheid, korrupsie, geweld en al hierdie dinge wat mense se gedagtes is 'n warboel van die mekaar dinge, sondige dinge, soos Spurgeon gesê het, is soos wilde diere wat losgelaat word. En daarom is belangrik, vriende, dat u en ek sal dink oor God se woord. Paulus sê verder, my broeders, bedink alles wat waar is. Bepeins dit. Daar moet oor geredeneer word hier in my gedagte en myself die vraag afgevra word, wat wil God vir my leer daardeur? Jy sien, Spreuke 23 vers 7 sê vir ons, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. In die Engels staan dit, for as the thoughts of his heart are, so is he. Luister, een my gedagtes is 'n kragtige ding, en daarom moet ons die regte goed bedink. En in die eerste plek sê die Bybel dit wat waar is, waaroor Christus opgeteken in sy woord, sodat ons 'n lewe kan lewe wat hom welbehaaglik is. Luister vriende, ons lewe is die produk van ons gedagtes. Die mens is en leef soos hy dink. Soos Paulus sê, ons moet alles bedink wat waar is, dan roep hy die gemeente en hy roep die kinders van die Here op, en ook vir my en vir jou, om die woord en die waarhede daarin te bedink. Nou vriende, in ons hedendagse wêreld is die rekenaar akroniem GIGO so van toepassing. Jy weet ons waarvoor hierdie akroniem staan? Garbage in, garbage out. En as ons hierna kyk, dan sien ons die noodsaaklikheid van waarmee ons gedagtes moet voed. As ons gedagtes heeltyd voed met garbage, met boosheid, met onreinheid, met wêreldse dinge, dan gaan dit uitkom in my denke, in my optrede, in my daaglikse gesprekke met mense, ensovoorts, ensovoorts. As ek dit vul met God se woord, sal daardie reaksie ook na vore kom. Wanneer daar dinge gebeur, situasies oor my pad kom, sal ek dan ook optree soos ek in my gedagtes dink. Mag u en ek genade van die Here vind. Mag ons regtig vir die Here vra, Here, help my om hierdie opdrag na te kom, om die dinge van God te bedink, om werklik tyd te neem, om my siel te voed, my denke te voed, met u waarheid, met u persoon, met u karakter, sodat dit ook in my daaglikse lewe tevoorskyn kan kom. Mag die Here genade gee, vriende, dat ons nie ons sal vul met hierdie akroniem GIGO nie, dat ons nie ons sal vul met garbage en die wêreldse boosheid, en sy flieks, en sy tydskrifte, en sy gedagtes nie, maar dat ons sal voed met God se ewige woord, sy liefdesbrief aan ons, sy Bybel, want u sien dit alleen, maak vir ons vry. Johannes 8:32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Verlang jy na vryheid, verlang jy na rus in die Here, verlang jy na 'n lewe wat georden tot eer van God geleef kan word. Vra ek vir jou, bedink die dinge wat waar is. Mag die Here u seën, mag hy vir my en jou wysheid gee, en mag hy verheerlik word in alles. Groete vir u, mooi dag verder, tada.